gegilde geleentheid wag in Januarie om 4 planete, Venus, Saturnus, Jupiter, Mars en Neptunus van nader af te aanskou. Vir meer hieroor sluit ek aan by Dr. Roan Steyn, ruimtefisikus by die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika aan die NWU. Goeiemiddag Roan. Goeiemiddag Estie. Hoe gereeld word die verskynsel gesien en wat maak die sogenaamde parade van die planete so besonders? Ja, Estie, dit is iets wat ons nie baie gereeld sien nie, maar dit is ook daarom nie een keer in 'n dekade nie. Gewoonlik hoe dit werk is dat al hierdie planete is van die aarde se perspektief af, dan lyk dit asof dit in 'n lyn voorkom en dit gebeur gewoonlik so elke 2 jaar, miskien elke 3 jaar so. Hoe die planete nou werk is dat as 'n mens nou 'n denkbeeldige ding het en jy kyk sê net maar van die hele sonnestelsel van bo af, met die son in die middel en al hierdie sirkels van die planete om. Nou daai vlak, daai tafel waarop hierdie denkbeeldige sonnestelsel nou geplaas is, daai vlak noem ons die ekliptiese vlak. So al die planete kom voor op hierdie denkbeeldige lyn wat reg deur die hemelruim gaan. So mens kan 'n lyn trek tussen al die planete en wat ons nou sien met hierdie planeteparade is dat meeste van die planete, en dit sluit nou in Venus, Saturnus, Neptunus, Uranus, Jupiter en Mars kan nou gesien word op hierdie ekliptiese vlak. Maar nou moet ek ook net by sê, Uranus en Neptunus gaan 'n mens nou nie met die blote oog sien nie, maar die res gaan 'n mens baie maklik met die blote oog sien. Ja, by jou aan te sluit, NASA sê dat die planeetparade die illusie kan skep dat die planete nader aan mekaar voorkom. Inderdaad so, en ek dink die kernwoord daar is dit skep die illusie. As ons kyk na Venus en Saturnus byvoorbeeld, ek kyk nou spesifiek na die skerm hier voor my waar hierdie goeders nou gemoduleer word en die bewegings gemoduleer word. As mens spesifiek kyk na die 17de Januarie van Pretoria, 7:15 die aand, dan sal mens sien dat Venus en Saturnus, jy gaan omtrent nie jou pinkie tussen hulle kan kry nie, so naby is hulle aan mekaar. Maar mens moet verstaan dat Venus is tussen die aarde en die son, en Saturnus is ver weg van die aarde af. Meer as, ek kan nou nie presies onthou nie, maar ek verbeel my, Saturnus is 8 AU weg van die aarde, soos 8 keer verder van die aarde af as wat die son is. So dit is, hulle gaan die illusie skep dat hulle so naby mekaar is, maar inderwaarheid, as mens 3-dimensioneel daarna kyk, is hulle nog steeds duisende kilometers uit mekaar uit. Waar sal dit die beste sigbaar wees? So hier in die suidelike halfrond, gelukkig mens kan eintlik maar die hele Suid-Afrika kyk. Dit is die tyd, die beste tyd om daarna te kyk, is hier van die 17de Januarie af, en dit behoort beskikbaar of mense kan dit besigtig vir nog 10/1, nog 'n maand na die 17de Januarie, hang af net hoe laat en so aan. Maar wat nou lekker is van hierdie planeteparade is dit is in die aand besigbaar, so dit beteken mense kan hier van 7:15 af, wanneer dit nou behoorlik donker is, kan 'n mens nou kyk. So Venus is in die weste, Venus en Saturnus is in die weste, en dan Neptunus en Uranus, maar hulle gaan mense so maklik sien nie. Jupiter gaan so in die noorde wees, en dan Mars gaan so in die ooste opkom, in die noordooste opkom teen 7:15 die aand. So dan is dit nog in 'n beskaafde tyd ook, dat jy nie so laat toe wakker te bly nie en Inderdaad, en dit is wat eintlik hierdie so besonders maak. Gewoonlike planeteparade is gewoonlik iets wat ons vroegoggend sien. Vir een of ander rede, daar is nie regtig spesifieke rede daarvoor nie, maar ons sien dit vroegoggend, en hierdie ene is nou van so aard dat 'n mens 'n mengeldrankie kan gooi, die sonsondergang kyk en hierdie planeteparade dan besigtig. Lyk my Pretoria het al planne, jong. Enige wenke vir ruimte-entoesiaste om die geleentheid die beste te benut? Ek praat nou hier van 'n teleskoop of so, want jy het gesê al die planete gaan nie noodwendig so sigbaar wees nie. Ja, so ek dink die beste sal wees is om seker te maak dat 'n mens betyds na hierdie planeetparade kyk, so net na son onder. Mense wil hulle graag vinnig identifiseer. Jupiter, Saturnus, Venus, Mars is sigbaar met die blote oog, maar Uranus en Neptunus gaan 'n mens maar 'n teleskoop maar moet gebruik, maar ook bygesê, dit is nie nodig om nou tyd te gaan koop by Sutherland se teleskoop nie. 'n Mens kan hulle eintlik gemaklik sien met die regte tegnologie kan
mense hulle gemaklik sien met 'n kleinerige teleskoop. As mens kyk na 'n 3 duim of 4 duim teleskoop. Maar dit is gewoonlik is die beste om maar vir Jupiter te kyk. Saturnus met die ringe, Jupiter met die maane, Mars wat 'n dowwe rooi skynsel het as gevolg van al die ysteroksied, en dan Venus natuurlik die oggend- en aandster wat helder is. So gelukkig het mense nie vreeslik baie nodig nie, mense moet net betyds wees, en gelukkig, miskien kan mense ook dit net noem, daar is baie tegnologie daar buite, toepassings op selfone, waar 'n mens waar jou slimfoon vir die toepassing sê waar jy is op die aarde, en dan kan 'n mens sien hoe laat, wanneer presies op jou posisie moet jy opkyk om hierdie planete per aarde te sien. En vir ruimte-entoesiaste, ek weet op huis toe gaan jy ook nou binnekort, ek dink donderdag, mense inlig oor wat alles voorlê die maand en nog wat. Inderdaad, so donderdag tydens huis toe gaan ons gesels oor hierdie planete per aarde, 'n bietjie meer in diepte gesels, en dan ook wat mense nog alles kan na uitsien vir die maand van Januarie. Dankie, dit is dan Dr. Roan Steyn, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika aan die NWU.